Ek hou voor vir jou 'n storie uit die glanstydskrif Naskrif en 'n artikel geplaas deur Nico Skamrel, Woordsaad. Die suurlemoenboom het sy eie soet storie. Om te dink dat Hester nou naby aan 80 moet wees. Sy was ons destydse bure se dogter wat pas met hoërskool begin het. Ek was 'n skierige japsnoet van 4 of 5 wat uitgevra het oor alles. Eendag kom sit Hester langs my op die agterstoep. As kind het ek graag op die sementstoep gesit, na die wolke gestaar en gesoek na prentjies. 'n Haas, perd, hoender, die liewe Jesus. "Wat maak jy?" vra Hester en kyk ook in die lug op. "Niks." En ek bekyk die hemelruim. Die ou boom langs die motorhuis was oortrek met goudgeel suurlemoene. Onder die boom lê 'n paar en gis. Wie suurlemoene wil pluk moet mooi trap en met 'n lang draadhak die suurlemoene afpluk. Ek loer na die boom met my regteroog toegeknyp. Ek wonder, waarom dra 'n boom suurlemoene wanneer dit nie lekker is nie? Waarom is suurlemoene so sleg? "Nee, ek weet nie," sê Hester. Daar is 'n dinkstilte waarin ons moontlike antwoorde kan vind, maar helaas is daar nie 'n antwoord nie. "Die Here het dit so gemaak," sê Hester dan op laas. "Dan moet ons vir die liewe Jesus vra," mompel ek. "As ek maar net sy gesig in die wolke kan sien." Hester neem die draadhak en pluk 2 suurlemoene. Sy trek die skil versigtig af en gee my een. "Die Here moes eerder die appelboom 'n suurlemoenboom gemaak het. Dan sou Eva nie daarvan geëet het nie," sê Hester groot meisierig. Sy is darm al in standaard 6. Sy kom by die kombuis met 'n potjie sout en 'n suikerpot. "Gooi bietjie sout op die skyf en proe dit dan," gee sy instruksies. Dit proe nie juis beter nie, maar die suiker oor die suurlemoenskyf was 'n beter opsie. Suiker, het ek daardie dag geleer, maak enige iets beter proe. Suiker is toorgoed. Strooi dit oor 'n ding en dit lyk mooi. Dit neem die bitter weg in medisyne, kasterolie, balsam copiva. Dink net aan daai fyn suiker om 'n rolkoek of hoe koeksusters en pannekoek sou proe sonder suiker.